Geliefdes, ek verwelkom u aldermaal by die woord van die Here. Ons is besig met Romeine, die eerste hoofstuk, en ek bid werklik dat hierdie woord vir u tot seën sal wees, tot opbouing van die eie geestelike verhouding met die Here. Ek wil vandag met u by die 3de vers stil staan. Maar kom ek sê net weer vir u, wat het ons met mekaar hanteer? Ons het gepraat oor Paulus die individu. Ons het gepraat oor Paulus se ingesteldheid. Wat sê ek is 'n diensknegt van Jesus Christus. Ons het gepraat oor Paulus as die inlywing in die apostelskap van die Here Jesus Christus, dat hy die een geword het in die plek van Matthias wat uitgeval het. Ons het ook gepraat oor Paulus se ingesteldheid as hy sê ek is afgesonder tot die evangelie van Jesus Christus. Toe het ons met mekaar gepraat oor die inspirasie van die woord van God, wat tevore beloof is deur sy profete in die heilige skrifte. Die onwankelbare, ewige inspirasie van God se woord. Nou wil ek met u verder voortgaan. Wat is in die heilige skrifte vir ons beloof? Aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid. Hier is 'n geweldige woord. Die heilige profete in die heilige skrifte het vooruitgespel dat Jesus Christus vlees sou word. Wanneer het hierdie woord waar geword? Wanneer is so 'n besluit geneem? Efesiërs 1 vers 4 sê, voor die grondlegging van die wêreld is ons reeds in Christus Jesus uitverkies om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Voor daar nog enigiets was, het God sy seun gegee. God het geweet, die mens wat hy skape gaan sondig. En daarom toe die mens sondig, was God nie met die hande en die hare vasgevang om 'n noodplan uit te dink nie. Hy het reeds geweet, die mens sal teleurstel. Vir my is dit een van die grootste misterieë wat daar is. Hoekom het God hoegenaamd 'n mens gemaak? Hoekom het God 'n skepping daar gestel, as hy sou weet dat hierdie skepping hom sou teleurstel? Al wat ek vir myself kan uitmaak is, ons sou God net leer ken, deur die genade van God, die liefde van God, die trouheid van God, die attribute van God sou ons net leer ken het, as gevolg van die feit dat ons van God geskei is deur die sonde. Die Bybel sê vir ons in Romeine 5 vers 12, deur die sonde van die een mens Adam, het ons almal sondaars geword, en het die dood tot ons almal deurgedring, omdat ons almal gesondig het. Romeine 3 vers 23 sê, ons het almal gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En dan in die 6de hoofstuk vers 23, en die loon van die sonde is die dood, die hel, skeiding van God. U sien, geliefde, die oomblik toe die mens in die tuin van Eden sondig deur ongehoorsaamheid. Toe het God 'n uitspraak gemaak in Genesis 3 vers 15. Ek gaan vyandskap stel tussen jou en die saad van die vrou. Tussen jou saad en haar saad gaan daar vyandskap, 'n ewige vyandskap wees, en hy sal jou die kop vermorsel, maar jy sal hom in die hakskeen byt. Hy gaan jou oorwin, maar daar gaan 'n prys wees wat hy gaan betaal. Hy gaan aan die kruis van Golgotha moet gaan sterwe. Ons is sondaars, en God het uit genade na u en my toe gekom, en het vir ons 'n offer gegee. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enig gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom sou glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Reeds in die tuin van Eden, toe die mens sondig, het daar bloed gevloei ter vergifnis van die mens se sonde. Dit is iets wat God ingestel het. Daar moet 'n offer gebring word vir die versoening van sonde, en God het 'n bokkie geslag. En God het vir die mens klere gemaak om hulle naaktheid te bedek.
Dwars deur die Ou Testament is vergifnis van sonde aan die bloed van die offer gekoppel. Daar is 'n offer gebring wat die sonde van die mens sou wegneem. En ons het dit in die Ou Testament dwars deur. Kom ons kyk na die Paaslam. Daar is 'n lam in Egipteland geslag. Sy bloed moes aan die deurposte van die huise aangewend word. En oral waar die bloed was, sou die doodsengel nie toegelaat word nie, maar sou daar vergifnis en versoening vir daardie huis wees. 'n Lam moes geslag wees. Daardie lam moet geëet word, maar daar mag geen een van die bene van hierdie lam gebreek word nie, die Paaslam. Jare daarna het Paulus gekom en gesê, ons Paaslam, Christus, is ook vir ons geslag. En hy moes ook sy bloed gee. Daarom sê die skrif vir ons in Efesiërs 1 vers 7, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Hierdie offer wat God bring, dat sy seun vlees geword het vir hom 'n geweldige prys betaal. Kan ek dit vir u lees? Wat sê Jesaja, die 52ste hoofstuk vers 14? En ons praat oor die lyding en die offer wat die Here Jesus Christus gaan bring. Hoor wat sê 14. Soos baie hulle oor hom verstom het, so misvorm is sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie so die van 'n mensekind nie. Kom ons gaan na Jesaja 53 toe, verse 2 en 3. Hy sê, hy tog het soos 'n loot uit droë grond opgespruit, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag, en deur die mense verlaat. 'n man van smart en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie men sy gelaat verberg. Hy was verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat slag is so 'n lam wat stil is voor sy skeerders, en wat sy mond nie oopmaak nie. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgereg sy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink, dat hy afgesny is uit die land van die lewenis. Terwille van die oortreding van ons sonde, was die plaag op hom. Geliefdes, die Here Jesus Christus in die heilige skrifte voorspel. Laat my toe om dit vir u te lees in Jesaja, die 7de hoofstuk vers 14. Hoor wat sê hy. Daarom sal die Here self 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en julle moet hom Jesus noem. Julle moet hom Immanuel noem, ekskuus. Die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en julle moet hom Immanuel noem. Wat is Immanuel? Dit is, as dit vertaal word, God met ons. God wat mens geword het. God wat tussen ons kom woon. Luister met my op na die 9de hoofstuk van Jesaja. As ek vir u lees by die 9de hoofstuk, wat sê hy vir ons daar aangaande Jesus Christus? Ek wil moet oplet. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy sal genoem word Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid
en oor sy koninkryk om te bevestig en te versterk die reg en geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Hoor u die vervulling van die profesieë van die Ou Testament. Kom ons gaan dan na Matteus toe. Dan luister ons, wat sê die woord van die Here vir ons in Matteus 1 vers 20. Let saam met my op, na die woord van God in Matteus 1 vers 20. Ekskuus geliefdes, ek het nou net verkeerd vasgevat hier, maar ek gee hom vir u. Matteus 1 vers 20, let op. Wat terwyl hulle in die gedagte gehad het, kom ek lees vir u van vers 18 af. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te verskyn. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn die engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is deur die Heilige Gees. Sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur sy profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en julle moet hom die naam Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. En dan net vers 9, vers 25. En hy het haar nie beken, voordat sy haar eerstgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. Josef het geen vleeslike gemeenskap met Maria gehad nie. Die wat haar skoot gebore is deur die Heilige Gees in haar skoot gebore. God het dit so bepaal. Dan lees ons daar by vers 23 en 25 wat ek vir gelees het, die maagd sal swanger word. Kom ons gaan net, en dan kyk ons net vir 'n oomblik, as hy sê hy het vlees geword. Hy moes mens word. Daar was geen manier wat Jesus Christus die sonde van die wêreld kon wegneem, as hy na hierdie aarde toe sou kom nie. Die apostel Paulus sê in 1 Timoteus 1 vers 15, dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld ingekom het, om sondaars te kom red, van wie ek die vernaamste is. Hoor wat sê Hebreërs 2 vers 14. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig word, het hy dit op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Die kinders, ek en u is vlees en bloed. Hy het dit op dieselfde manier deelagtig geword. Vers 17. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy ook help die wat versoek word. Kom ons gaan na die 4de hoofstuk, vers 15 toe. Hoor wat sê hy. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swak medelee kan hê nie, maar een wat in elke opsig versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Kom ons gaan na die 5de hoofstuk, vers 7 en 8 toe. Dan hoor ons wat sê hy daar. Wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane uit aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angste. Hy, al was hy die seun van God, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Jesus Christus moes aarde toe kom. Hy moes 'n offer bring, hy moes vir die sonde kom betaal. Hoor die 9de hoofstuk, vers 12, as hy hierdie woorde sê. Ook met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed het hy eenmaal ingegaan in die heiligdom
en 'n ewige verlossing bewerk. Vers 22. En byna alles word deur bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Vers 28. So sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot zaligheid. Kom ons gaan aan. Ons gaan na die 10de hoofstuk toe, vers 4 en 5. Want die bloed van bokke en stiere kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Vers 10. Want deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Vers 12. Maar nadat hy een slagoffer vir die sonde gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Vers 14. Want deur die een offer wat hy vir altyd, het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Vers 19. En terwyl ons dan broeders vrymoedigheid om in die heilig om te gaan deur die bloed van Jesus Christus. Paulus praat daaroor in Efesiërs, Filippense, moontlik moet ek dit ook vir u lees, dan hoor u net die mooi daarvan as hy sê, Jesus Christus wat na die vlees gebore moes word. Kom ek lees vir die Filippense die 2de hoofstuk en daarby vers 6. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof gehad om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. En 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Hy was God. Galasiërs 3 vers 13 sê, hy is sonde gemaak ter wille van u en my, en nie net sonde nie, hoor wat sê hy. In die 3de hoofstuk vers 13 sê hierdie woorde, want Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n kruis hang. Kom ek vat u na 2 Korintiërs die 5de hoofstuk en vers 20, dan hoor jy wat sê hy daar. Hy sê, ons tree op as gesant om Christus wil, asof deur God vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, wat uit hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, dat ons kan word geregtigheid van God. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy, volgens die Heilige Skrifte, moes vlees word. En dan sê hy die geslag van Dawid. Ons het dit gelees. Josef, hierdie persoon wat gebore word, Jesus Christus, hierdie kind wat gegee word, is uit die geslag van Dawid. Die belofte is aan Dawid gegee. In jou nageslag sal die geslagte van die wêreld geseën word, en jou koninkryk sal daar geen einde aan kom nie, maar sal vir alle ewigheid wees. Weereens die eksplisiete heilige skrifte, sy nageslag sal uit Dawid wees. Elke woord wat God gesê het, is ja en amen. Geliefdes, kyk na Jesus Christus. Aanbid hom. Hy moes vlees word. Hy is op hierdie aarde mishandel. Kyk maar na sy lydingsweg na die kruis. Wat het hulle aan hom gedoen? Sy hare uitgepluk, hom gegeesel, hom gespoeg, hom met die vuis in die gesig geslaan, hom geklap, 'n doringkroon op sy kop gesit met 'n riek daarop geslaan, hom openlik bespot, en uiteindelik sy hande en voete deurgrawe, sodat hy uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Dit was vir jou, dit was vir my. Aanbid hom, eer hom en loof hom, maar kyk weer na die inspirasie van die skrif, volgens sy seun, wat in die vlees gebore moet word, uit die geslag van Dawid. Eksplisiet het alles net so gebeur. Glo die woord van God,
leef die woord van God, bly by die woord van God. Ons praat volgende keer met mekaar verder. Groot seën vir u van die Here. Goeiedag vir u.